Welkom by Entrepreneur van die Jaar. Vanjaar staan 5 buitengewone finaliste op die drempel van 'n nuwe moontlikheid. Hulle is dromers, doeners, mense wat 'n idee gevat het en dit in 'n lewensvatbare onderneming omskep het. In hierdie eerste episode maak ons kennis met elke finalis, hul storie, hul passie en die besigheid wat hulle bou. Ons ontmoet ook die beoordelaars, kenners in hul velde met skerp insigte en hoë standaarde. Hulle deel hul eerste indrukke van die finaliste en begin reeds soek na die X-faktor wat 'n ware entrepreneur onderskei. In die episodes wat volg, sal elke finalis sy of haar kans kry om 'n voorlegging aan die beoordelaars te doen en ongefilterde terugvoer te ontvang. En uiteindelik, in die groot finale, word die een naam onthul: die wenner van Entrepreneur van die Jaar. Die reis begin hier. Die druk styg. Die droom is binne bereik. Laat die kompetisie begin. Die tyd vir praat is verby. Nou leer ons die finaliste ken, hul passies, hul visie en hul drome. My reis as entrepreneur het begin in 2017, toe ek 'n oplossing gesoek het vir iemand wat na my deur 'n finansiële krisis gegaan het. Ek wou baie graag gehelp het. Die naam Gesalfde is vir my baie spesiaal. Dit was nadat ek gebid het vir 'n idee wat ek moet doen. Was dit op 'n doodgewone dag by die werk wat daai naam net sommer so in my gees kom sit het. En weer eens het ek daar gebid en gevra, wat is gesalfde? Wat beteken, ek meen ons almal weet wat beteken gesalfde, maar wat beteken dit in my geval? En toe ek in my stilte tye die hele tyd die woorde salwings, reuke, olies begin kry en die skrifvers wat sê, die gees van die Here is op my om die goeie nuus te verkondig, die hoop vir gebreektes te bring, vrymaking van gevangenes. Toe weet ek moet natuurlike produkte maak met essensiële olies. Toe daar net hierdie opgewondenheid in my ontstaan, wat ek geweet het, hierdie is bonatuurlik en ek moet daar iets omtrent doen. En ek is die volgende dag is ek apteek toe met R150 en ek het daar begin speel met idees en resepte. En ek dink daar het iets in my begin loskom van om 'n stokperdjie te begin ontwikkel, om later dan 'n voltydse besigheid te raak, om aan te hou en uit te hou. Ja, ek dink dit was nog altyd iets in my en om dit wat jy in jou hand het te vat, daarmee te begin woeker en te kyk waartoe dit gaan. Om te besef, ek bou aan iets groot daar buite in die gemeenskap. Daar's 'n groot verantwoordelikheid saam met 'n ongelooflike opgewondenheid. Want daar's soveel wat gesalfde kan doen, daar's soveel wat gesalfde reeds doen. En amper daai dringendheid wat ek besef, maar vir al die tye wat ons leef, het mense meer hoop nodig, meer inspirasie nodig. En ja, ek wil nie net brood op die tafel sit aan die einde van die maand vir mense, en ek wil meer doen. Ek wil regtig mense begin verander, elke liewe persoon wat so 'n produk vashou, wil ek kan tref op 'n diepere vlak. En daai is 'n groot verantwoordelikheid. As ek vir my jonger self moet raad en advies gee, sal ek vir haar sê, glo in jouself. Jy het wat dit vat. Jy is genoeg. Jy het die gawes, talente in jou. Spring, vertrou en glo. Alles gaan oukei wees. Die dag toe ek besluit het ek Michelle se kombuis wil begin, ons het by my man se ouma in haar sitkamer gesit en my skoonma en my skoonma se sussie was daar gewees. En sy het gesê, sy wens daar was iemand wat mamma pakkies vir haar seun kon gemaak het, toe hy op universiteit was. En omdat ek al van kleins af 'n passie het vir kos maak, het ek geweet dit is iets wat ek kan doen. En die rede hoekom ek begin het, is omdat ons in 2018 en begin 2019 deur 'n geweldige droogte gegaan het. En ek eenvoudig net my man finansiëel wou bystaan.
ek moes dit maak werk, omdat ek nie regtig veel geweet het van om my eie besigheid te bestuur nie, was dit vir my belangrik om saam met my besigheid te groei. Soos ons meer blootstelling gekry het, meer bestellings gekry het ek meer produkte of geregte op my spyskaart gevoeg. Ons het eers met 10 begin, toe skaal ek af na 6 toe, want dit is al wat ek toe kon handhaaf. En ons het nou 38 produkte op ons spyskaart. Ek het tot so 2,5 maande terug het ek absoluut alles self gemaak in die kombuis, tot ek nou 'n fantastiese bestuurder aangestel het. So ek hoef nie meer alles self te doen en daai druk op myself te vat nie. Ek kan nou fokus op ander belangriker dinge in die besigheid. Dit is vir my belangrik om werk te skep en om 'n inspirasie te wees vir vroue en ook vir kinders in ons gemeenskap, om te weet dat jy regtig van absoluut niks af iets kan opbou. Maak nie saak of jy op 'n plaas sit en of jy in die platteland woon. Jy kan 'n sukses regtig enige plek maak. Jy hoef nie in 'n stad te wees om 'n sukses te maak nie. So ek wil vir hulle wys dat jy regtig enige plek, enige iets kan doen. As jy hard werk, deursettingsvermoë het en natuurlik doen waarvan jy hou. Die toekoms vir Michelle se kombuis is dat ons 'n nasionale handelsmerk sal wees. Ons is in die beplanning om uit te brei Kaap toe. Daar's baie navraag uit die Kaap uit. En ons wil nou baie ander streke in Suid-Afrika toe ook uitbrei. En my droom is net dat almal in Suid-Afrika ons hartskos sal eet, wat proe soos huis. Werwing is al wat ek nog ooit gedoen het. Ek het in 1995 heel per ongeluk in die industrie beland. Ek het al baie keer gespot en gesê ek weet nie van beter nie, maar ek geniet dit ook verskriklik. Dis my hart, dis my passie. Jy weet, jy maak 'n verskil in mense se lewens. Iemand balansie is vir jou werk. Dis wonderlik. Dis wat ek in die bank ook gedoen het na die einde toe. Ek onthou toe my bestuurder my bel en vir my sê, luister maar na Bloemfontein, ons skuif die funksie Johannesburg toe. Ons het vir jou pos in Johannesburg. Het ek vir haar gesê nee. So toe ek voor die keuse gestaan het van aflegging of Gauteng toe verhuis. Dit was nie my opsie nie en ek het net vir my man gesê ek kan weer vir 'n werkgewer gaan werk of ek kan die sprong maak. Ek is nou in die lig en my eie ding begin doen en dit is waar my pad met my eie besigheid begin het, was in toe ek by die bank weg is. Ek glo ons maak 'n verskil. Ons maak 'n verskil in 'n werksoeker se lewe. Ons maak 'n verskil in die werkgewer se lewe om iemand op sy perseel te sit wat 'n bydrae maak tot sy besigheid. Op my heel eerste werksdag in 1995 het my bestuurder vir my gesê dat ek was toe ontvangs. Ons kantoor was in die middestad, so daar het ingekom van drywers tot hoofuitvoerende beamptes en dit was weer eens voor e-pos, so CV's is per hand ingebring. En daardie dag 13 Junie 1995 het Nikkie vir my gesê, as iemand by jou wegstap, moet hulle met waardigheid wegstap. Hulle moet nie wegstap met leë beloftes of vals hoop nie, want ons kan nie vir almal werk kry nie, maar hulle moet wegstap met waardigheid. En dit is wat ek vir mense op hulle pad wil stuur. En om net daai hoop weer te gee. Nie van Myrna gaan vir my werk kry nie, want Myrna kan dalk nie vir jou werk kry nie. Maar dit is wat my dryf en dit is 'n ongelooflike impak wat jy kan maak. My droom vir Myrna Butler Recruitment is om groter te gaan, area gewys. Ek het in die jaar baie onlangs bietjie nuwe dienste ingebring wat ons nou besig is om te groei en ek het op 'n stadium was ook wat ek my man gesê het, as iets met my moet gebeur, bel die rekenmeester, maak die boeke gelyk en maak toe. Maar ek het in die jaar besef, ek wil nie meer nie. Daar's 7 mense wat 'n inkomste verdien. Ons maak impak op die gemeenskap te buite. So ek wil graag hê, ek wil Myrna Butler Recruitment groei. In alle opsigte, sodat as ek die dag nie meer daar is nie, moet Myrna Butler Recruitment kan aangaan. Dit moet nog steeds 'n verskil maak. My kinders moet kan baat vind uit my personeel wat daar is dan nog moet nog kan baat vind. So groei dienste gewys, area gewys om aan te hou om 'n groot verskil te kan maak. Die Rykie droom het begin met Rudy wat stook. En alles wat uit sy ketel uitgekom het, was nie altyd so suksesvol nie. So daai nuuskierigheid het my geprikkel en so het ek 'n kursus gedoen in Centurion by die Stedelijk. En want ek wou agter die kap van die pyl kom en ek wil nie net drank maak en flavour en ek wil die ware witblits en mampoer wou ek stook. En ek wil graag vir mense meer vertel van witblits en mampoer en hoe dit reg gedoen word en hoekom dit lekker is.
En is iets wat ons moet bewaar, dis iets wat uitsterf, is eintlik deel van ons Suid-Afrikaners se wortels. En mense het net 'n wanpersepsie daaroor. Die donkerste tye in my entrepreneursreis was beslis met die aansoek vir my dranklisensie en om goedkeuring van ons plaaslike munisipaliteit te ontvang. Dit was 'n 3 jaar lange proses. Waar dit op 'n stadium gevoel het jy moet net betaal en betaal en betaal en niks gebeur nie. En die geld wil net eenvoudig nie uit die lug uitval nie. Jy kan nog nie drank verkoop nie. So jy moet uit funksies uit 'n paar rand maak om al hierdie onkoste te dek. So opgee was nie 'n opsie nie. Dit was net eenvoudig nie. Jy moet maar jy beer vorentoe en jy beklei maar verder. Jy vat dit dag vir dag en ja, jy hoop en bid vir die beste. So pak die bal by die horings en wees net opgewonde daaroor en gaan net vorentoe. Dis wonderlik om te sien hoe jou personeel saam met jou groei. As ek byvoorbeeld dink, Anna het 'n 16-jarige uit die skool uit en sy het begin werk en dadelik as my hulp begin. Dis vir my verskriklik mooi om te hoor as sy vir ander mense vertel dat alles wat sy weet of kan doen, het sy by Maritjie geleer. So dit maak my baie trots. En dan het ek haar ook begin inskryf vir kompetisies want sy doen meeste van die dinge saam met my. En vir 2 jaar in 'n ry het sy die hulpstokers titel gewen wat my weer eens dit klink my ek is net trots. Maar dit maak jou ongelooflik trots want dit is mense wat saam met jou werk en wat saam met jou groei. Wat sal ek graag nog wil bereik? Okay, Rykie moet uitbrei. En ek sal graag die akkommodasiegeleenthede dalk 'n bietjie wil verhoog. Meer akkommodasie kan bied. En in my persoonlike lewe, ek het nog net die lotto nodig vir 'n groot genoeg plaas, vir 'n groot genoeg meetmasterstoet en dan's ek die gelukkigste mens op aarde. Ek was 'n persoonlike afrigter gewees by Virgin Active Potchefstroom en fitness was nog altyd 'n passie gewees vir my en ek het net besluit soos daar is 'n massive vraag vir gesonde, goeie voeding waarby my kliënte nie kan uitkom nie. En dit was nie 'n vreeslike besluit wat my baie lank gevat het nie. Ek was nog altyd entrepreneur, ek wou nog altyd my eie ding doen en dit was net 'n oomblik van ek gaan nou die bestanddele koop, ek gaan die verpakking koop, kom ons toets dit. En die dag toe ek my werk los as 'n persoonlike afrigter, het ek 100% gekommit aan FitFoods. Vir myself, vir mense rondom my, vir mense waarvoor ek verantwoordelikheid gevat het en dit was net iets waarvoor ek nie bereid was om op te gee. Ek sal sê 'n baie groot mylpaal vir ons was gewees toe ons verander het van oor die counter vars kos tot gevriesde kos. Daar het my broer nog vir my gewerk en ons het 30 etes op 'n slag in 'n chest freezer gevries en toe vir mense in Johannesburg gestuur. En ek kon nie glo maar dit het gewerk. En toe van daar af het ons groot reiskaste gekry, meer kos gevries en daai omswaai van vars tot gevriesde kos is wat FitFoods se groei vandag gebring het tot waar dit is. Wat my aangespoor het om aan te hou in tye waar daar geen hoop of geen lig was nie, is die mense rondom my. Die werknemers, my familie en ook die rol wat ek aanneem as voorsiening vir die familie wat ek eendag gaan hê. As ek kyk na die manier wat my ouers en ons ouers ons groot gemaak het en vir ons gesorg het, ek het altyd daai prentjie in my kop gehad en ek wil dit graag eendag vir my familie kan gee. Om te sien hoe mense baat by dit wat ons doen in FitFoods is een van die beste dele daarvan om 'n entrepreneur te wees. Ek meen selfs in hierdie week het ons een van ons drywers gevat. Hy was 'n drywer gewees by 'n ander koeriermaatskappy. Hy was 'n drywer by ons vir 2 jaar en hierdie week het hy sy eie depot gekry, sy eie FitFoods depot gekry wanneer onder sy bestuur is. En om te sien hoe mense hulle self in beter posisies kan sit. Nie deur FitFoods en dit wat ons doen nie, maar die werknemer wat actually meer doen as wat hy veronderstel is om te doen. En om te sien hoe hy die vrugte daarvan kan pluk is 'n baie goeie gevoel wees. As ek vir jonger mense vandag kon sien, ek dink hy het baie angs gehad, net baie stres gehad oor die toekoms en wat die toekoms sou inhou, want daar was nie 'n duidelike plan nie. Ek het baie druk op myself gesit op skool om op 'n sekere vlak te perform wat ek op die einde van die dag nie kon handhaaf nie.
En as ek hom vandag kon sien, sou ek vir hom gesê het, "So right, stiek by dit wat jy doen en dat aanhouers wen." Ja, Myrna, ek kan agterkom sy's 'n regte plattelandse vrou en kan dadelik sien sy het 'n liefde vir mense. So mense verstaan dadelik hoekom sy 'n besigheid het wat te doen met mense. En WC, ek is eintlik verbaas. Hy lyk soos 'n super groot denker. Ek kan sommer sien hy's 'n strateeg. Dit het ook uitgekom in die breinprofiele en mense kan dit absoluut sien. En Rykie lyk nogal ernstig. Sy lyk so 'n ernstige besigheidsvrou. So sy intimideer sommer ons. So, toe ons die finaliste gekry het ek regtig gedink dit is 'n no-brainer. Ek het eintlik gedink hulle mors ons tyd. Ek het gedink dit is 'n swak kombinasie en ek het regtig gedink ons het klare wenner. Ons gaan net weer die lyne loop môre. Nadat ek vandag weer die mense kyk en ongelukkig het ons nou al van hulle is nou al tweede, derde, vierde finaliste kere wat hulle ingekom het. Moet ek sê kan ek sien waar daar groei was. Wat interessant was, party meer selfvertroue, party minder selfvertroue, overcompensate. So ek dink dit gaan 'n interessante dag môre wees. Ek het definitief op hierdie stadium my oorspronklike besluit en ek het dit laas jaar nie verkeerd nie. Hierdie keer het ek al klaar 'n bietjie begin shift. So ons sal sien wat gebeur môre. My eerste indrukke van die entrepreneurs is dat hulle almal baie gespanne is. So dit het 'n rukkie gevat om hulle net rustig te kry en ek het nou met 'n paar van hulle lekker gesprekke gehad. En net vir hulle gesê hulle kan regtig rustig wees want almal ken hulle besighede baie goed. So ek het nog nie regtig 'n voorgevoel van iemand wat ek dink 'n voorloper is nie. So een of twee wat ek deur hulle sosiale media en wat ek weet van hulle besighede op sosiale media platforms en op hulle webtuistes ook was, dink hulle kan dalk voorlopers wees, maar ek dink die proses is nog heeltemal te veel in die begin om regtig te kan sê. Op hierdie stadium dink ek WC van Fit Foods staan 'n baie goeie kans. Meerendeels omdat ek al voor die tyd van sy besigheid gehoor het. So ek dink dit is 'n besigheid wat baie goed doen en wat al reeds opspraak gemaak het in ons land. So ek's opgewonde om te sien hoe hulle in hulle onderhoude gaan wees en wat ons van hulle gaan lees en verder gaan hoor om te sien of hy die voorloper gaan bly. Ek het nog nie met almal gechat nie. Maar ek sal sê ek het 'n bietjie tyd spandeer saam met Michelle. So ek dink sy het nog 'n goeie besigheid. Ek dink sy het al 'n paar keer ingeskryf. En ek dink mense underestimate wat sy kan bereik met haar besigheid en die wilskrag wat sy het. Daar's WC. Hy's actually 'n kliënt van ons agentskap. Van 2021 af. So hy het 'n great besigheid en 'n amazing entrepreneur. En ja, ek wil nog so 'n bietjie tyd spandeer met die ander om te kan sien wat die storie is. Ek dink my eerste indrukke is almal is so divers. So byvoorbeeld WC sal vorendag kom en praat oor sy besigheid en hoe dit strukture is en hoe hy begin het en byvoorbeeld ek dink en soos byvoorbeeld Marietjie sal praat oor die struikelblokke, hoe die plaas was voor sy begin het, hoe haar man ontmoet het. So sy sal familievas wees. Maar Elaine byvoorbeeld, sy is soos haar produk maar in die menslike vorm. So ek kan sien dis Christelike waardes, sagge aard, haar produk wys wie sy is. So dis so moeilik om die mense te plaas. En Michelle praat baie, maar nie op 'n slegte manier. Ek dink dit sal nou sleg voorkom, maar dit is haar persoonlikheid. So sy sal praat oor alles asof ek 'n vriend van haar is, as ek haar nou net ontmoet het, wat 'n goeie eienskap is. So sy praat baie, maar dit is iets wat ook 'n positiewe ding vir haar is. So dit is so divers. Dit is moeilik om 'n eerste indruk te skep en jy kies 'n gunsteling, want ek kan nie 'n gunsteling kies as ek jou net ontmoet het nie, maar dit wat ek meer en meer leer van jou besigheid en hoe jy dit doen en die tipe struikelblokke wat jy gehad het, almal het nie dieselfde begin gehad nie. Sê maar een persoon het arm begin of ryk begin, wat het hulle gedoen met dit wat hulle gekry het? Want die een wat minder het dalk meer werk gedoen en dit is dalk wat iemand oor die ander een sal plaas as ek 'n besluit moes neem.